Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Maar laat almal wat by u skuil bly wees, laat hulle vir altyd juig en sprei u beskerming oor hulle uit. Laat die wat u naam liefhet, sien Hebreëse woord, laat die wat u naam liefhet oor u jubel. Ander woorde, opgewonde wees oor die Here. Vers 13 dan, want u Here, u seun, die regverdige. Soos 'n skild omring u hom met ratson, is die Hebreëse woord, met welwillendheid, met goedgesindheid. U omring hom met guns, u omring hom met vreugde en met aanvaarding. Amen. Julle sien, dit is die guns van die Here. Dis letterlik die guns, die ratson van God. En dan kan jy ons ook vir mekaar sê, onthou net genade is gen in Hebreëus. Dit beteken ook genade en guns. Gesed, troue liefde, beteken ook troue liefde, liefde, genade en guns. So met Hebreëus kan jy basies met 'n paar woorde 'n hele storie skryf, né? Want elke woord beteken so baie. Maar wat ek daarmee wil sê is, dit is letterlik die guns van die Here. Wat die rede is, hoekom ons kan vanoggend sê, ons juig. Ons is geredde kinders van God. Dit is op grond van die guns van die Here wat ons gered is, wat ons gesouzou is. Gered, bevry, heel gemaak, genees, né? Bewaar, beskermd, in stand gehou, veilig, ongedeerd gelaat. Dis 'n groot Afrikaanse woord, né? Wat die kinders dalk nie eens ken nie. Julle sien, en daar's nie 'n beter Afrikaanse woord as Oos-London woord vir die uiterste nie, en dit is ultimate. Die ultimate van die guns van God is Jesus Christus. Jesus is letterlik die ultimate. Hy is die rede vir lewe. Hy is die rede hoekom ons die Almagtige kan ken, en nie onder die onheilige, sondige nasies getel hoef te word nie. Buite Israel nie. Jesus is die rede vir ons vir lewe. En dan praat ons van Johannes 17 vers 3, ewige lewe, wat klaar begin het. Daarom as ons lees Psalm 5 vers 12, maar laat almal wat by u skuil bly wees, dan is hulle wat skuil, hulle wat glo dat Jesus die Here is. Om met geloof aanvaar het, né? Dit is hoekom dit so belangriker is, kom ons sê, jy het 'n oom, jy het 'n familielid, 'n pa of 'n ma, maar jy het 'n oom wat nie 'n gelowige is nie. Dan moet jy onmiddellik jou vrees om die oom se vriendskap, as die oom nou baie ryk is, kan ek jou probleem verstaan, maar om hierdie oom se vriendskap en sy vriendelikheid te verloor, moet jy onmiddellik drop, en jy moet hierdie oom konfronteer met die evangelie. Ja, doen dit vriendelik en met liefde, né? As jy dit nog nie gevang het nie, maar in elk geval, herinner ons jou, doen dit vriendelik en met liefde. Maar jy kan mense nie los wat nie glo nie. Hulle is letterlik verlore. Dit is die werklikheid, né? Maar julle sien, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons die woord lees, dan gaan dit oor net een rede, soos ons nou net gesê het, en dit gaan oor 'n ontmoeting. Letterlik 'n encounter, in Engels klink so meer profound, né? 'n ontmoeting, 'n letterlike ontmoeting en 'n gesprek met die woord. Wanneer ons hierdie Bybel oopmaak, die woord oopmaak, gaan dit oor 'n gesprek met die woord, met Jesus. Van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21 gaan dit oor Jesus. Gaan oor 'n gesprek met hom. En elke gesprek met hom is, as jy dit sou toelaat, 'n encounter met hom. 'n Ontmoeting met hom. Dis waaroor die lewe gaan. En hoe beter ons Vader, Jesus en Heilige Gees leer ken, hoe beter sal ons die woord verstaan. En hoe beter ons meer ons die woord lees en dit verstaan, hoe groter sal die Here vir ons word. Die werklikheid vir ons word. Ons sal nie meer soos klein Samuel daar by Eli in die tempel geslaap en wakker word en dink, dit is Eli wat my roep nie. Ons sal dan weet, dis die Here wat met my praat. Amen. Ek het interessant genoeg, ek dink nog maar net daaraan, ek het ek dink dit was donderdag aand maar in elk geval een van die aande in hierdie week word ek wakker
maar dit is letterlik soos iemand wat, my en die Wena se kamer het so groot glasdeure, en as iemand daai deure so slaan, ek het dit omtrent laas so gehoor die keer toe die see hier op die pad was, onthou julle toe die see so, toe het hy so gemaak, hy wind so gekom, en het klink asof hy so teen die venster, ek het 'n slag of wat opgestaan, sê nee, dis dan met die see nie, oom, aan die ander kant swem daarom nog nie oor my muurtjie nie, maar, alhoewel ons gewonder het, maar, of dit dalk gaan gebeur, die Wena het naderhand my gesê, gehaal al die almanakke, en die ou mense het al gesê, met jou foto's van jou kinderskool, die klein was nie verloor nie, en, maak hulle by mekaar, ek wil hulle saamvat, het sy gesê, ons kan klere weer koop, maar in elk geval, maar dit het letterlik geklink soos iemand wat die deur so slaan, so dies, maar baie hard. Nou of dit nou 'n paar breinselle is wat gekonflik was, ek weet nie, maar daar was geen geluid nie. En hoekom het ek besef daar was geen geluid nie? Want toe ek so opkom, toe lê hierdie jokkie vas in slaap. En soos ek al vir julle gesê het, as 'n kat op sy bekkie draai en bietjie by, dan word hy hokkie wakker. So dit kon nie fisies raak, dit moes hier gewees het. Hier binne. Nou ek wil vanoggend bid ek, dat jy 'n doef sal hoor, hier binne en hier binne. Dat jy sal snap hoe kosbaar dit is dat ons vir Jesus kan dien. Dat ons hom kan ken. Want julle sien, omdat Jesus vir ons alles is, daarom is sonde eintlik vir ons niks. Dis deel daarvan. Daarom moet ons snap, sonde is nie vir my en jou 'n issue nie. Dit behoort nie te wees nie. Dit behoort nie vir ons te wees nie. Hoekom nie? Sonde is 'n enkelvoud. Sonde is 'n enkelvoud. Sy gevolge is 'n meervoud. Maar sonde self is enkelvoud. En hoekom sê ek so? Want julle sê sonde is alles wat wil jou weerhou om met die seun van God en met sy woord 'n encounter te hê. Sonde is al daai dinge wat jou wil besig hou om nie met Jesus besig te wees nie. Sonde is al daai dinge, en dit sluit nou nie die August in die Jurie oor, maar in elk geval, maar sonde, ten minste weet ek, ten Jurie en my en Jurie se ouderdom, as jy fiets ry, bid jy ook, né? Jy bid nie noodwendig nou vir die nagmaal nie, maar jy bid vir oorlewing, jy weet, so hy het dan baie gebid, en baie mense om hom het gebid, jy weet, so nou ouens daar heel voor, wat mense oor moet wonder, wat nou baie fiks is. Mens moet hulle eintlik konfronteer met die evangelie as hulle daar land, né? Maar julle sien, sonde is letterlik elke ding, met alles wat hy kan, probeer die vyand vir jou weerhou, om jou te verdiep in die woord van die Here. Hy, in een van sy grootste suksesse, is om jou so bewus te hou, en bewus te maak, en bewus te hou van jou sonde, dat jy net nie goed genoeg is nie, dat jy sommer net moed opgee. Dis letterlik, terwyl ons van die fietspry praat, dis letterlik soos 'n ou wat jare laas geoefen het, né? Hy kom skaars by sy veters uit, né? Hy vra iemand om sy veters vir hom vas te maak. Ek het sulke ouens al gesien. En hy wat nog van op een been staan, jou skoen uittrek en aantrek weer, né? Probeer dit. Maar in elk geval, maar die punt wat ek wil maak is dat so ou nou skielik nou moet hy gaan nie eens probeer om te oefen nie. En dit klink voel vir hom onmoontlik. Dit is vir hom te ver. Ek wil vir julle sê, sonde kan jou nie keer nie. Niks in jou lewe, jou verlede, hede en toekoms moet jou daarvan weerhou om die woord te vat en dit te lees. Dit in te neem. Toe te laat dat dit jou totaal en al nie net verander nie, maar jou voed en jou vol maak. En jou hele wese te laat slap, te laat besef, maar Yeshua, Jesus is lief vir my. Hals oor kop, en hy is vir my in elke situasie en elke moment van my lewe. Terug na die sonde. Hebreërs 10 vers 5 sê, hoor hoe mooi is dit. Hy sê, this is exactly what, en ek is jammer, ek gaan nou baie die mirror uitlees vanoggend. So sit jou, ek weet vir my is dit daarom nog in die oggend, as dit in die aand 8 uur was, sal ek nie die Engels probeer lees het nie, maar dan droog my Engels heeltemal op. Maar hoor hierso, this is exactly what the Holy Spirit now endorses in us, having already foretold it in Scripture. En dan haal hy aan Jeremia 31, verlede week het ons gelees, Jeremia 31, vers 33 en 34, maar ons het dit toe in Hebreërs 8 gelees. Maar hoor hoe haal hy die Hebreërs skrywer dit aan hierso. Hy sê, this
covenant that I will make with you during those days, says the Lord. I will greatly advantage you. Dit word heeltemal anders vertaal in jou Bybel, maar die woord daar, dis dudos, en dit kom van die woord dudomai. Dit beteken om iets vir iemand te doen, wat hulle tot groot voordeel vir hulle is. Great, dis hoe hy by die woord uitkom. I will make a covenant that I will make with you during those days, says the Lord. I will greatly advantage you by giving my laws in your heart and engrave them in your inmost thoughts. This is final. I have no, hoor hierso, dit gaan vir jou klink na leuns, na verraad, na ek weet nie wat nie, né? Dit sal klink, dit sal amper vir jou klink soos of jy CNN kyk nou. Maar in elk geval, this is final. I have no record of your sins and misdeeds. Dis wat daar eintlik letterlik staan. Die Here sê ek het nie rekord van jou sondes nie. Want hoekom? Want ek het vir jou hoeveel keer al gesê tot in Psalm 103, ek verwyder dit so ver as die ooste van die weste. Maar dit is asof niemand wil toelaat dat jy dit hoor nie. Hulle wil nie jy moet dit hoor nie. Nothing, en dan sit ek tussen hakkies, verduidelik ek net bietjie. Nothing in God's reference of mankind reminds him of God of sin. Hoe kan ek dit sê? Hebreërs 8 vers 12, ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Hoor julle, die Here is nie soos 'n student wat in die skool sit, in die klas sit of waar ook al nie. Op skool was ek eintlik nog 'n beter student partykeer. Maar in elk geval, maar wat daar sit, want onthou toe ek nou op universiteit nog nagdiens gewerk ook, so dit was nou nog regtig moegheid en alles, jy weet, en luigheid, alles gemeng. Maar 'n student wat daar sit en nie weet wat aangaan nie en nou vergeet hy, weet nie, as die periode verby is, weet nie eens wat hierdie ou gesê het nie. Hy kon oor jy wonder watter vak was ek nou? Nee, die Here is met ons. Hy is wakker, hy is slim, hy weet alles. Maar hy besluit. Hy is so magtig, hy besluit om wanneer jy vergifnis gevra het, is jou sondes weg. Wanneer jy dit weer daaraan dink, is dit nie 'n engel van die Here nie, dis 'n gevalle engel, dis 'n duiwel, dis 'n demoon wat jou kom herinner. Hoor julle? So asseblief vrouens, die ou koeie moet uit die sloot nie uitgehaal word nie. Maar in elk geval, Skus, ek moes daai enetjie inkry, jy weet. Moenie die ou koeie die sloot uithaal nie, hoor? Want dan nou doen julle die duiwelse werk, hoor, ek sê maar net. Hebreërs 10, terug na Hebreërs 10 vers 21. Lucian, jy het gister hierdie stommers gewen. Moet nou nie jou wen verloor hierso nie. Maak asof jy niks hoor wat ek sê nie. Hebreërs 10, 21. Wat is die vertaling? Hierdie Hebreërs 8:12 is in die 2020 Afrikaanse vertaling. Hoor die Engels is die mirror. Ja, dis alles die mirror vertaling. Hebreërs 10:21 mirror. We have a high priest. Wie weet so? We have a high priest in the house. Hoor hoe mooi som hy daai vers op. Jy moet om dit eintlik eers, maar as ons dit eers elke keer die New King James lees of die Afrikaans lees, gaan dit lank wees. Maar ek wil hê jy moet hoor vanoggend, omdat ons geredde kinders van God is. Die Here het alles gedoen wat nodig is, sodat ek en jy kinders van God genoem kan word. Nie net omdat ons sê, ag, almal is maar goeie. Nee, omdat jy gered is. Omdat jy regtig glo. Daarom moet jy verstaan vanoggend, jy het 'n hoëpriester in die huis. Hy is hier. Hier is sy nuwe huis. Hier is die Naios Hagion. Hier is die Allerheiligste. Jy het 'n hoëpriester wat in jou woon. Abraham moes Melchisedek daar ontmoet. Na 'n veldslag het Jesus aan hom verskyn. Jesus is elke dag by jou. Dis hoekom ons laasweek kon sê, ek en jy is beter af as Abraham. Ons is beter af as enige van die Ou Testamentiese ouens. Dis hoekom die woord daar sê, ek het nou nie die vers, maar sê dit daai ouens en die engele toevallig sê hulle, "Vol graag dit wil beleef wat ons kan beleef." Ons is nou regtig die bevoorregtes. Hebreërs 10 vers 22. We are free to approach God with absolute confidence. Mirror Bible. Met absolute vertroue kan jy weet jy's welkom in die teenwoordigheid van God. Fully persuaded in our hearts that nothing can any longer separate us. Niks kan jou skei van die Here nie.
Ag, en julle ken ons, en is goed wat ons so goed eintlik kan ken, is dit nie? Romeine 8, daar's niks wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. Geen hoogte of diepte of magte of engele of wat ook al nie. Selfs die arme engele word daar genoem. Hoor jy, niks kan jou skei van die Here nie. Want hy's lief vir jou, hy het sy seun vir jou gestuur, maar dit is asof die penny nie drop nie. Ons moet dit die dollar noem, 'n penny klink so cheap, maar in elk geval, die dollar drop net nie in ons nie. Ons moet snap en besef, niks kan ons skei van Jesus se liefde nie. Die hoëpriester is in die huis. Sê dit vir jouself. Hoor dit. We are invited to draw near now. We are thoroughly cleansed, inside and out, with no trace of sin stains on our conscience or our conduct. Daar's nie eens 'n vlek op jou nie. Ek het nou die dag weer, 'n Woensdag het Greg verjaar en toe gaan verteenwoordig ek ons, dat was 'n bietjie vies vir hulle omdat hulle nie besef het ons kan mos nie gaan nie want ons gebed Woensdae aan, maar in elk geval, maar ons het gegaan. Ek het gegaan. En saam met ons verteenwoordig. Maar die punt wat ek wil maak, skus dat ek nou my kinders sê, jy weet hulle sondes nou weer uitbring, jy weet, maar alles vergewe. Maar die punt is toe daar in Spur, natuurlik sit ek nou met Joshua op my, né? So ek het 'n vol huis hier so by my, né? En hy is besig en hy naderhand toe ek by die huis kom en ek het nogal een van my beter hemde aangetree. Toe's daai hemp van die steak en sous en van roomys. Ek weet nie wat alles in die Spur is nie, maar dit was op my hemp verteenwoordig, né? En ek het dit so gekyk en toe dog ek dit gaan dalk nie uitkom nie. So wat doen ek? Warm water en seepies. En ek maak seker dat my hemp gaan hierdie saak oorleef, verstaan julle? Maar ek sê nou vir jou, daar's geen vlek op jou nie. Jesus het elke vlek, kom ons sê elke rimpel uitgehaal. In jou gees is jy perfek en volmaak. Ek het vanoggend wakker geword, het ek myself 2 ekstra rimpels hier geslaap. Maar in elk geval, hulle gaan dalk oor 'n jaar weg. Julle sien, versprinkled blood, hoor, kom ek lees daai vers. We are thoroughly cleansed inside and out, with no trace of sin stains on our conscience or conduct. Jy is skoon gemaak, rein gemaak deur Jesus. Versprinkled blood purges our inner thought patterns. Our bodies also are bathed in clean water. En my verduideliking van hierdie gedeelte in Hebreërs 10 vers 22-23 is wat? 1 Korintiërs 6:19. En ek gaan 1 Korintiërs ook in die mirror. Hy sê, do you not realize, maar hy klink nogal, hier klink die mirror baie, soos die 2020 vertalings, baie interessant. Hy sê, do you not realize that your body is the secret shrine of the Spirit of God? Hoe dink 'n bietjie daaraan? Jou liggaam is 'n secret shrine, 'n heilige plek van die Gees van God, echoing within you. You do not own your life. Vers 20, you are bought and paid for. Paulus sê, jy is duur gekoop. Paulus nou in Grieks geskryf, maar in Afrikaans. Jy is duur gekoop. You are bought and paid for. All of you are his. Elkeen wat glo dat Jesus die Here is, jy behoort, liggaam, siel en gees, behoort aan hom, totaal en al aan hom. Live your conscience, live your life conscious of how irreplaceable, priceless you are. You host God in your skin. Hoor dit. Dit klink vir ons, hoor julle, dit klink vir ons onmoontlik. Dit klink vir ons, nee, dit is so eenvoudig as dit. Ek en jy behoort aan Jesus. Daarom is Jesus vir ons die belangrikste. Daarom is die woord vir ons die belangrikste. Ons behoort aan hom. Hy is die beste plek om te wees. Die beste plek vir my gedagtes om te wees is met hom. Die beste om te oordink is Yeshua en wat hy vir my gedoen het. Dit is vir my die beste. Julle sien, dink net vir 'n oomblik, ek het hier iets geskryf, maar dink net vir 'n oomblik. Maar ek kan nie altyd lees wat ek geskryf het nie. Is dat jy's gekoop, liggaam, siel en gees, jy's gekoop deur die bloed van Jesus. Jy behoort nou aan hom. Dis so goed as jy verkoop jou kar. Nou goed, as jy my kar, jy kan hom nie meer verkoop, jy ry hom net.
Maar in elk geval, jy verkoop jou kar en oor 'n maand, hy's klaar op die ou se naam, stap jy in sy huis in, jy vat die sleutel, klim in die kar en jy ry. Wat gaan 'n ou doen? Hy gaan die polisie te bel. Ja, hy gaan hom slaan self. Ja, want die polisie daar gaan op nie. Maar in elk geval, daar gaan konsekwensies wees. Verstaan julle? Quenches, soos die dogtertjie gesê. Ek wil nie quenches hê nie, consequences. Daar gaan konsekwensies wees. Want jy het iets wat jy verkoop het. Hy's verkoop, behoort nie aan jou nie, behoort nou. Jou liggaam is verkoop. Die dag toe jy hart vir Jesus gegee het, moes jy dalk 2 maal gedink het as jy nog wil doen wat jy wil. Jy behoort nou aan hom. Totaal en al. As jy nou wil teruggaan en in sonde gaan lewe en droog maak en goed doen wat die wêreld doen, dan is jy eintlik letterlik besig jy's skuldig van diefstal en van gebruik van verkoopte goed aan ander mense wat jy weer terugvat ensovoorts. Julle sien die vyand het net een missie, het ons nou vir mekaar gesê. En dit is om jou weg te hou van die woord en van Jesus. Jesus is die woord. Dit is sy enigste missie wat hy hoef te hê. Hy moet jou net so besig hou met ander tjol in jou lewe, dat jy nie tyd met die Here spandeer nie. En vra my, ek het op 'n stadium vir Laban geboer. En toe het ek my skoonpa, en gelukkig het 'n dogter gehad, kon my nie verkeerde dogter gee nie. Maar andersins het hy my dit moeilik gemaak vir my. Hy wou eintlik 'n 24 uur werksdag hê. Dit was eintlik. Hy het gesê enige ou kan voor 7 begin werk, kan 7 uur begin werk tot 6 uur vanaand. Enige een kan dit doen. Dis die ouens wat voor dit begin werk en na dit ophou. Hulle kom ergens. Hoor julle? En is wonderlik om dit te sê tot jy dit self moet doen, hè. Maar nou en hy voor 7 en plantyd was van 3 uur tot in die aand 10 uur. Soveel so dat as ook een aand daar instap, toe staan die winnaar, toe kom sy so aan met Samuel asof hy 'n wapen is. Julle weet 'n stormram waarmee 'n kasteel aanval. En sy vat daai klein ronde lyfie van hom, baie soos Josua gelyk, maar in elk geval of Josua soos hy. En sy vat daai lyfie, baie goeie moedersmaak. En sy vat hom en sy druk hom so in my hande. Sy sê vat jou kind. En toe 'n uur of 2 later, toe word sy wakker, toe skrik sy wakker. En sy gaan kyk wat gaan aan. Toe lê ons daar in die sitkamer. Ek lê op die bank, een bank, hy lê op die ander bank. Dit's klein babietjie, hy lê op die ander bank met 'n leë botteltjie Telament langs hom. Jongen, toe kry ek raas. Maar in 'n geval, toe het ek hom gedrag. Elke keer as ek ooi maak, dan kry hy 'n bietjie. En toe pas hy uit en toe slaap ek ook lekker. Dit was 'n soete slaap geweest totdat sy vir ons weer gesien het. By ons op ons afgekom het. Julle sien die vyand se missie is om ons so besig te hou. Daai tyd hoekom ek die storie vertel. Daai tyd het ek daarna gesmag om te kan doen wat ek nou doen. Daarom, as ek my gesig ooit lank is, dan moet jy vir my sê, "Hey, word wakker ou boet." Jy het gesmag daarna om te kan sit en woord lees, te kan sit en praat met die Here. Jy het geen rede om enigstens treurig te wees nie. Want jy kan sit en jy kan die woord lees. Ek het daai tyd my preek gelees op 'n Saterdagmiddag, dan begin ek lees terwyl ek ry. Net om ergens 'n preek te kry, jy weet. En baie gevaarlik geweest, maar in elk geval. Nou het so 10 ongelukke daai tyd gemaak. Maar julle sien sonde het ons nou vir mekaar gesê is enkel fout. Die feit al wat die vyand moet doen. Sy moet jou van Jesus en die woord weghou. Hy moet jou besig hou met ander goed. Jou kop besig hou met ander goed. Want hy weet en hy besef, as jy gaan die bruidegom ontdek in hierdie woord, gaan jy nie hom verlos nie. Dan gaan jy 'n pad met hom verloop. Dan gaan hy vir jou alles wees. En dan as jy wat die vyand betref, is jy verlore saak. Maar as jy self sal snap, wat het ek nie alles nie. Want alles gaan letterlik oor seunskap, oor sonship. Om 'n seun en 'n dogter van die Here te wees. Alles gaan daaroor dat ek en jy in 'n lewende, intieme, liefdevolle verhouding met ons Here kan lewe. Dis alwaaroor dit gaan. Alle ander dinge kom by en is randsake. Ouens sal oorlog maak oor sekere goed. Nee, fokus op Yeshua. Praat met Jesus. Prys die Here. Eer sy naam, eer sy naam.
Lukas 15 pleit die vader. Ons ken almal Lukas 15 so goed, die verhaal van die verlore seun, maar is eintlik die verlore vader. Van hoekom? Ten spyte van wat die seun gedoen het, geld gemors het, nou kom hy terug want hy's honger. Gaan lees, hy kom nie terug omdat hy spyt is nie, hy kom nie terug omdat hy hy kom terug omdat hy honger is. En hy dink aan wat daar by sy pa se huis is, daar lekker kos. En dan, maar wat doen, wat gebeur? Die pa pleit by die ouer broer, van die pa hoor dan, die ouer broer is nie opgewonde oor die situasie, dat hierdie ou nie 100 hou met die kats gekry het nie, hy is net aangevaar, en hy word nou sommer 'n party gegee. Wat sê die pa? Hy pleit by die ouer broer, hy sê, my kind, jy's altyd by my, en alles wat myne is joune. Ek sê nou vir julle, alles behoort aan jou. Die Vader in die hemel sê vir jou, alles behoort aan jou. Alles wat myne is, behoort aan jou. Jy is my kind. Ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit alleen laat nie. Ons gaan nou daarby uitkom. Altyd daai belofte. Sonde is letterlik nie wat of ons nou dit doen of dat doen of wat doen nie. Sonde is bloot om nie te fokus op die feit dat jy 'n seun, 'n dogter van God is nie. Sonde is wanneer jy die oomblik wanneer jy nie fokus op Jesus nie. Vir hom lewe nie. Dit is sonde. Ons haal baie keer hierdie gedeelte aan in Hebreërs 13. Ek is baie skuldig aan dat ek hom aanhaal net die gedeelte wat die mooiste is. Jy lees mos altyd op YouTube hierdie ouens wat skryf, die predikant het dit verkeerd gepraat want hy net dit en dit. Ek is ook skuldig, hoor. So as jy so YouTube ding sê, dink aan hierdie voorbeeld. Hebreërs 13 vers 5 en 6. Begin ons gewoonlik in die helfte van die vers. En sê ek sal jou beslis nie verlaat nie, sê die Here. En jou ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Maar wat staan daar? Wat is die konteks? Wie is ek? Sommige net die vers voor dit, vers 4. Hoor as ons dit nou mooi lees. Hebreërs 13 vers 4 af. Die huwelik moet in alle dis nou die 2020 vertaling. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Dis die konteks. Want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat nie. Sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Maar hoekom haal ek dit nou so aan? Julle sien, hierdie gaan nie net oor om getrou te wees in jou huwelik nie. Dit is massive belangrik om getrou te wees in 'n huwelik. Ek bedoel, ek sal jou nie aanrand daaroor nie. Dit alles kan keer dat ons vriende kan bly. Want behalwe as jy dit oorgestelde doen, hè. Maar 'n getrouheid in die huwelik is absoluut, dit is wat hier staan. Maar dit gaan oor baie meer as net om getrou te wees in die huwelik. En of om ander seksuele goed te doen, soos die wêreld nie. Dit gaan oor meer as dit. Hoekom sê ek dit? Hoor Hebreërs 13 vers 1 in die midder. En ons is naby aan einde, so julle kan regtig hom hoor nou mooi. Treasure, ek gaan van vers 1 af lees nou, né? Treasure family bonds and friendship. Family fondness remains the essence of this kingdom. Met ander woorde, om lief te wees vir mekaar in 'n familie is die essens van die koninkryk van God. Nie net in die huwelik nie, met alle mense. Om vir mekaar lief te wees. Relationships is long term in every sense of a word. Jy's nou in die koninkryk van God, is jy nie net vriendelik en nice met iemand, solank as wat hulle deel is van jou kerk, of solank as wat jy hulle kan help, of wat ook al nie. Jy bly lief vir mense. Al voel jy wil een de nekke omdraai. Jy moet lief bly, dis long term, in every sense of a word. Elke verhouding en kinders van God se lewens is veronderstel om gesement te wees met die liefde van ons Abba, ons Vader. Wat sê, ek sal altyd terugkom na jou toe. En ek sal die ander ou wat sê, maar hoe kan ons nou hierdie ou genade gee? Sê, wat het die Vader gedoen in Lukas 15? Hy het juis met die ouer broer gepraat.
en gesê, my seun, alles behoort aan jou, kom ons gee genade vir hierdie ou. 1 Korintiërs 13:18, die liefde faal nooit nie, die liefde hou nooit op nie. Maar hoor nou vers 4 verder van Hebreërs 13 in die middag. Hy sê, treasure marriage, take sides with God on all matters of intimacy. Do not trade what is precious for something profane and casual. Treasure marriage. Take sides with God on all matters of intimacy. Wat is die heel belangrikste intimacy wat daar kan wees? Is tussen ons en Jesus, met die Here. En interessant genoeg, Efesiërs 5, ons is die bruid. Jesus is die bruidegom. Die bruidegom. Hy is die bruidegom. Die beste plek om te wees, die beste bruidegom om te kan so sien. Ons kan nie net sommer maklik daarmee omgaan nie. Ons verhouding met die Here, met Jesus, is baie belangriker selfs as ons huwelike. En onthou julle weet, ek sê altyd, huwelik beteken hier wil ek wees, maak nie saak wat nie. Maar ons verhouding met die Here is soveel belangriker. Soveel belangriker. Vers 5 sê, don't give money a prominent place in your thoughts. Realize that what you already have is priceless. Wat jy alreeds het, is 'n verhouding met die almagtige Here. So fisies geld kan nie jou baas wees nie, want jou Here, hy is die almagtige, hy is jou voorsiener. He has said that he will never quit on you or abandon you. Josua 1 vers 5. This is reason enough for total and continual contentment. Om tevrede te wees, om content te wees. Want hoekom? Want ons is verbind met die Almagtige. Vir altyd en altyd. Wees met ander woorde nommer 1 content in jou verhouding met die bruidegom, met Yeshua. Wees content met hom. Vers 6 van Hebreërs 13 in die middag. What he said concerning us gives our confession the edge. We boldly echo scripture. The Lord is for me. I cannot be afraid of anything that anyone could possibly do to harm me. Want die Here is met my. Die Here is met my. Ek kon nou Dinsdag dink ek en Bram hier gewerk weer aan die heining. En toe kon ek een stadium toe moet die manne daar so by mekaar goed doen en sement meng. Iets soos 4 of 5 kruiwaans waarin ons sement meng. En toe kon ek lekker met daai manne werk. Bram kon nie sien ek hou hulle op nie, want hy's op die grawer, jy weet. Hy's besig om te werk daar op die grawer. So hy kan nie sien ek plaas sy manne hierdie kant nie. Maar ek sê vir hulle, gaan aan. Julle kan luister, ek is nie bang om te praat as julle werk terwyl julle werk nie. En ek kon hulle konfronteer met die evangelie. Yes, nie, hulle almal weet van Jesus. Ek sê dit maak nie saak, die duiwel weet ook van Jesus. Die Bybel sê inteendeel, hy glo ook. Hoor julle, maar ken julle hom? Is hy 'n werklikheid? Is hy 'n werklikheid vir jou? Want dan hoef jy nooit weer bang te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy hoef nie in mekaar te sak omdat Trump dalk op jou skiet nie. Ek sal soos die Iraneese in die strate begin dans, maar in elk geval, maar hoor julle net, met ons kan content wees, ons kan opgewonde wees, want ons ken die koning van die konings, en daar's niks wat ons moet bang maak nie, daar's niks wat ons moet bekommerd maak nie, daar's niks wat ons kan vashou, soos die sondes van ons verlede nie. Amen. Vers 7 wil ek tog ook lees. Hy sê, be mindful of those who guide you in the revelation of God's word. Met ander woorde die predikante en die mense wat vir jou preek. Follow their faith and consider the conclusion of their lives. Do not follow a counterfeit. This would be someone who fakes faith while actually living the law. Dit kan baie sleg wees vir jou. Maar ek wil as nog 'n voorbeeld, 'n laaste voorbeeld, wil ek Hebreërs 2 vers 11 lees. Hy sê, want sowel hy wat heilig maak, as hy wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle, ons,
sy broers te noem nie. Hoor mooi, Jesus is nie skaam om ons sy broers te noem nie. Die oomblik wanneer hy jou sy broer sal noem, en die duiwel sou kon, sal hy vir hom sê, Here, jy weet nie wat hy doen nie. Hy sal sê, nee, ek weet nie. Ek het hom vergewe, ek weet nie wat hy gedoen het nie. Hy is nie skaam vir ons nie, vers 18, want omdat hy self, Hebreërs 2 vers 18, omdat hy self gelei het toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. So selfs al is jy dan nou in 'n versoeking, hy is daar om jou te help. Hoor julle, Jesus sê nie net vir jou, hoor jy, doen jou bes om maatjie, ek hou jou dop, doen jou bes. Hy's saam met jou, hy's by jou. Hy's nie skaam vir jou nie. Waar ook al jy gaan hy saam met jou, maar hy is saam met jou onder andere, nie net om jou lief te hê nie, maar om jou letterlik te help om daar deur te gaan. En om vir die duiwel te sê, vat jou goed en trek Ferrara. Janie met die hoepelbeen, né? Galasiërs 5:16 wil ek mee afsluit. Maar ek sê, Paulus sê, maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Lewe deur die Gees. Lewe saam met Jesus en Heilige Gees. Lewe in die volheid van die Heilige Gees. Dan het jy nie tyd vir gemors op ander plekke nie. Hoor julle? Met ander woorde, moenie fokus op sonde nie en op wat verkeerd was en wat gebeur het. Nee, spreek vry, vra vergifnis. As daar iets nog ergens is wat jy ergens weet, jy het aan iemand gedoen, bel hom, stuur vir hom 'n brief. Jy kan nie meer e-mail of wat ook al. En sê net ek is jammer. Vergewe. Hulle wat aan jou iets gedoen het, 100% sê net daai persoon is vergewe 100%. Ek's nou klaar daarmee. Maar lewe deur die Gees. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Lewe deur die Gees. Want julle sien, daar is net een wat belangrik is, dit is van die begin af gesê. En dit is Yeshua. In 'n verhouding met hom te leef, met die vaste wete, hy is hier. Die bruidegom is hier. Hy is die hoëpriester wat in my is. Hy is in die huis. Die bruidegom is tuis in sy huis. Hy is by jou. Hoor julle? Hy werk oral oor die wêreld, maar hy's hier. Dis wat dit so awesome maak. Dis wat dit so onverstaanbaar maak vir iemand wat nie glo nie, maar dit is die werklikheid. Jy kan nie glo omdat ander ouens dit nie kan verstaan nie. As jy op pad is as jy nou vanmiddag op 'n vliegtuig gaan Gauteng toe vlieg maar jy het iemand wat jy ken wat baie bang is vir vliegtuie en sê ek kan nie glo hoe kan 'n vliegtuig opgaan nie. Dan gaan jy mos nou nie jou vliegtuigkaartjie kanselleer nie. Hoor julle? Nee, dan vlieg jy eers op en af. Ek dink nou 'n storie, maar dis 'n lang storie, gaan liewer nie vertel nie. Maar Dion se rou nie, maar in elk geval. Snaakse storie. Maar vir 'n ander dag. Ek wil vanoggend wil ek hê moet ons almal vir mekaar sê, vir onsself sê, self. Jesus is my alles. Hy is my letterlik, hy is my Alfa en Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is in Hebreëus die Alef en die Taf. Hy is letterlik die begin en die einde. Hy is elke moment by my. Hy het letterlik alles vir my gedoen, van my begin, toe ek nog in die moederskoot van my ma, Psalm 139, toe ek daar gekraafd is. Hy het my dae geken, en hy gaan my ken tot in ewigheid toe. Hy is by my, en hy is vir my, en hy wil in 'n persoonlike, liefdevolle, intieme verhouding met jou lewe. Hy wil. Praat met hom. Praat met hom, bid. Bid in tale. Bid in jou gedagtes as jy by 'n plek is en as baie mense en jy wil nie 'n commotion veroorsaak nie. Moet nou nie gaan staan by die werk en kliphard en jou vuis in die lug sit nie. Hulle dink dalk jy wil staak. En dan staak almal saam met jou en dan is jy die enigste een wat bly werk. Maar hoor julle net, nee, wees heeltyd bewus daarvan. Jy kan niks daaraan doen nie. Jy is in die teenwoordigheid van God. As iemand vir jou vra, hoekom is jy so opgewonde oor die lewe? Dan sê jy vir hulle, ek is jammer, ek is onskuldig. Maar hierdie Jesus wat in my is, hy maak my opgewonde. Hoor julle? Dit moet eenvoudig jou mentaliteit wees.
Jy behoort, ek is gekoop, 1 Korintiërs 6 vers 16. Ek is gekoop, ek is duur gekoop. Hy het die prys betaal vir my. My liggaam behoort nie eens meer aan my nie. Maar my liggaam behoort, prys die Here, aan hom wat in my bly. Hy het my nie net gekoop en gesê, miskien sal ek jou eendag gebruik nie. Hy woon in jou. En hy sê, ek is elke dag met jou en ek wil jou elke dag gebruik. Maar jy's nie 'n bruikmiddel nie. Ek is lief vir jou. Jy saam met my, 'n seun, 'n dogter van Vader. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here dat ons U kan loof en eer. Dankie Here dat U ons nie net gemaak het en laat staan nie. Nee. U loop 'n pad saam met ons. En ons prys U dat ons saam met U op hierdie weg kan wees. Die enigste weg, die waarheid in die lewe. Ons koning Jesus. Dankie Vader. Ons loof en eer U. Ja Here, ons bid vir hierdie hele land van ons. Ons bid Here en ons vra soos altyd, ons vra mercy, mercy Lord. Genade, genade vir hierdie land van ons. Terwille van die gelowiges vra ons genade, genade. Vir ons regering wat teen Israel is. Vra Here, vergewe hulle Vader. Laat hulle tot inkeer en tot bekering kom. Maar ons vra Here, die wat nie tot insig kom nie, mag hulle net weggevat word. Ons vra dit in Jesus se naam. Dankie Here dat ons U seëning verklaar oor hierdie land. Al lyk dit onmoontlik, wat 'n ideale land om voor te bid. Al lyk dit onmoontlik, ons verklaar Here, hierdie land sal geseënd wees, werk, as ons 'n handlanger soek, sal ons wraggies moet soek vir een. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Ons eer U naam, ons prys U naam. Dankie Here dat ons lewens, van ons in dit elke faset van ons lewens, van U afhanklik is. En nie van onsself of ander mense nie. Daarom alles wat ons doen ons soos vir U. Kolossense 2 en 3. Ons prys U daarvoor. Ons loof U Vader. Dankie Jesus. Shalom, shalom, vat ons nou. U absolute vrede, gesondheid, heelheid, goedheid. Here, U voorsiening in die naam van Jesus. Dankie Vader. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou, saam met my bid, om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê, elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen, is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het, om die nuwe lewe as U kind, saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees, dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.